Father God, thank you, Jesus. Holy and worthy are you, Lord God. There is no one like you, Lord Jesus. No one that can compete with this morning, Father. You are holy, Lord. You are worthy, Father God. Thank you, Lord, for this privilege, Lord. Just be your presence. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, my God. Thank you, Jesus. Amen. Julle kan maar sit. Amen. Vanmorgen groet ek elkeen in die wonderlike naam van die Here. Wat 'n voorreg om vanmorgen hier te kan wees in die teenwoordigheid van die Here. Wat 'n voorreg om vanmorgen saam met elke een van u te kan wees. En om saam met ons jeug vanmorgen tot julle te bedien. Ons glo dat julle so ver die diens geniet het. Amen. Ons glo dat julle so ver al ontvang het. Amen. En nou gaan ons net so bietjie dieper gaan. So ek wil eerstens wil ek vir ons leiers baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Dankie dat julle vir ons as jeug vertrou het ook vir my om vanmorgen hierdie woord vir die volk te kan bedien. En ek glo dat ons elkeen vanmorgen uit hierdie woord het sal kan leer. Ja, ons gaan leer vanmorgen, amen. So die tema van ons Jubilees gemeente, ons tema vir die maand is Enter his gates with thanksgiving. Gaan sy poorte in met lof. En dan die titel van my boodskap is Dink soos Jesus, leef met lof en dankbaarheid. So as ek net vir julle 'n inleiding kan gee eers tot ons tema. Ons tema het ons gesê Enter his gates with thanksgiving. So Psalm 100 vers 4. Ek gaan dit vir ons lees. Vers 4 sê gaan sy poorte in met dankliedere. Sy hofsaal met lofgesange. Dank hom en prys sy naam. In Engels sê dit enter his gates with thanksgiving and his presence with praise. Amen. So as ek moet 'n inleiding gee tot ons tema as ons dink aan 'n paleis. Nee, julle weet die koninklike paleis. As ons kom by die paleis dan sien ons daar is nou eers die poorte. So enige een kan nie net in die paleis gaan nie. As jy daar by die poorte kom, jy wagte is daar. So jy moet of jy gaan 'n paspoort moet hê om in te gaan, of jy moet 'n uitnodiging hê om by die paleis in te kan gaan. Nee, en dan sê hulle nou, as hulle sien alles is in orde, nou sê hulle, okay, jy kan nou ingaan. En as jy ingaan, dan kom jy nou eers by die voorhoewe en tot jy op die einde van die dag by die kom daar waar die koning se troon is. Nee, en dan die Psalm wat ek gelees het, Psalm 100, dit is in die Ou Testament. So as ons kyk in die Ou Testament, dan praat hulle van die tempel. So in die Ou Testament, die tempel was die plek waar God in sy baie unieke manier, die teenwoordigheid van God was in die tempel gewees. So die tempel was opgedeel, daar was eers die poorte en dan was daar die voorhoewe. So die poorte, dit is waar die mense nou gekom het en jy kies, ek gaan nou ingaan tot die poorte, né? Toe die poorte sê ons, dit het vir ons gesimboliseer, dit is nou jou manier om toegang te kry tot die teenwoordigheid van die Here. So die mense in die Ou Testament het nie net die teenwoordigheid van die Here gehad nie, hulle moes by die tempel kom en dan moet hulle eers by die poorte ingaan en dit was nou hulle manier om tot die teenwoordigheid van God te beweeg. Dan was daar die voorhoewe gewees, so ek het opgelees, hulle sê die voorhoewe, hy was opverdeel. Daar was eers gewees die heidense voorhoewe. So almal wat by die tempel ingegaan het, kon tot daar beweeg. En dan was daar tweedens die Israelitiese voorhoewe. So dit is waar net die Joodse vroue en die Joodse manne kon inbeweeg. En dan aan die einde van die dag was dit die allerheiligste. So dit is waar die teenwoordigheid van God was. En ons sien destyds kon net die priesters kon daar inbeweeg. En dit is waar ons ook die altaar van God gevind het. So ons sê dat die voorhoewe simboliseer die plek
waar jy tot God kan kom. En waar jy met hom kan praat en vir hom kan aanbid. Maar soos lees in Hebreërs, dit is nou in die Nuwe Testament, né? So in Hebreërs 10 praat ons van, sê dit vir ons dat Jesus, net vir julle lees, Jesus het 'n nuwe lewende weg vir ons geopen. So toe die Here aan die kruis gaan sterf, sê dit vir ons, dat toe hy sterf aan die kruis, toe die voorhangsel van die tempel het geskeur. So onmiddellik het dit plek gemaak vir elke een van ons. So vanmôre soos ons hier sit, is dit nie net die leiers of net die paaste wat in die teenwoordigheid van God kan wees nie. Elke een van ons soos ons hier sit, of jy nou hoe klein of hoe oud is, maak nie saak wie, as elke een van ons kan in die teenwoordigheid van God nou inkom. Niemand word nou meer uitgesluit nie. Maar Psalm 100 sê vir ons, hoe kom ons in die teenwoordigheid van die Here? So eerstens sê dit vir ons, gaan sy poorte in met dankbaarheid. En bro, ek het laas het mooi dit uit vir ons gebring, van die dankbare mens en hoe ons moet wees. So dit is ons eerste stap. As ons by die poort kom, moet ons eers ingaan. As ons in die teenwoordigheid van God wil kom, gaan ons eers sy poorte in met dankbaarheid. So dankbaarheid is vir ons elkeen 'n sleutel tot die teenwoordigheid van God. As ons die dankbaarheid het, gaan ons nie daardie diepe, intieme verhouding met God kan hê nie. Want die dankbaarheid is vir ons die eerste sleutel tot die teenwoordigheid van God. Amen. Amen. Mighty God. Dan sê dit verder in Psalm 100, gaan sy voorhoewe in met lof. Wat beteken dit? Ons lof, ons prys as ons nou vir God geloof het. Daardie lof is wat vir ons neem tot 'n dieper intimiteit met God. Want op daardie oomblik gaan ons harte oop vir God. En nou kan hy tot ons nader. Nou kan hy tot ons bedien. En nou kan hy tot ons spreek. So dit was nie die inleiding tot ons tema nie. My titel is, Dink soos Jesus, leef met lof en dankbaarheid. En dan wil ek by dit voeg, laat sy gesindheid, Jesus se gesindheid, joune wees. Ek het gelees, ek het die Joyce Meyer, die Bybel wat, die Joyce Meyer Bybel sê, kom sommer. So daar het sy so 'n aanhaling, en Joyce sê daar, wanneer ons soos Christus dink, sal ons gedagtes vol lof en dankgebede wees. Wanneer ons as mens soos Christus begin dink, gaan ons gedagtes vol lof en dankgebede wees. So wat sê dit eintlik vir ons? Wanneer ons gedagtes deur Jesus vernuwe word, as ons soos Jesus begin dink, sal lof en dankbaarheid 'n natuurlike deel van ons lewe word. Dit gaan nie vir my moeilik wees om dankbaar te wees nie, omdat ek begin dink soos Jesus dink. Psalm 100 sê vir ons presies, hoe kan ons in sy teenwoordigheid kom? En dit sê dit begin met lof, dit begin met dankbaarheid en met lof. En wat ek kom sê, wat is so, dit begin by ons gedagtes. Dit begin by ons gedagtes. Ek kan nie lof praat as ek nie lof dink nie. Ek kan nie lof praat as ek nie lof dink nie. So my lof en my dankbaarheid begin hier. Dit begin hier in ons gedagtes in. Dit is nie net iets wat 'n emosie nie. Dit is 'n keuse wat ek nou maak. En dan begin dit hier in my gedagtes. En nie net ek lof begin dink, gaan ek lof begin spreek. Né? En ek het hier 'n woffie wat ek vra, wat beteken dit om soos Christus te dink? Ons sê dalk hier nou hoor ons, okay, ek moet soos Christus dink, dan gaan dit vir my makliker wees om gedagtes aan dank te hê en om te lof. Maar wat beteken dit nou eintlik om soos Christus te dink? En dit beteken die manier hoe jy dink, die manier hoe jy optree, alles wat jy doen, gaan jy doen volgens hoe dat God, hoe dat Jesus sou dink. So jou gedagtes word gevorm deur, ons het al gehoor gesê, what would Jesus do? Nee? Dit is waar ons gedagtes om moet wees. En Filippense 2 vers 5, daar word gepraat van die gesindheid van Jesus. So ons moet die gesindheid van Jesus, moet ons aan kan neem. Laas ek het ons gehoor ook van nederigheid, né?
So ons moet nederigheid kan hê bo trots. Ons moet liefde bo oordeel. Wat beteken dit? Ek moet liefde hê bo oordeel. As ek byvoorbeeld kyk en ek sien maar daar's iemand by die werk of was iemand by die skool wat die persoon lyk sommer nou soos ons sal sê, lyk afgetakel. Wat gaan jy doen? Gaan jy gaan en kyk hoe kan ek hy persoon help en opbou? Of gaan jy ook nog meer kritiseer? Nie kyk hoe lyk sy? Nee, of gaan jy kom met 'n bemoediging? Het ons daardie liefde vir ander mense? Ons hoor miskien ons broers of suster het gefaal of 'n sonde, wat doen ons? Gaan ek daardie persoon bemoedig? Of gaan ek kies om eerder 'n storie van dit te maak? Of as ek nog 'n voorbeeld vir ons kan gee. As ek sien, maar dit gaan moeilik, né? Met iemand maak nie saak wat nie. Wat doen ek? Baie keer kyk ons net neer. En ons praat neer en onmiddellik moet ons maar begin besef. Na ons het dag gehoor moet ons begin besef. As ek spreek, waar ek dink ek nou soos Jesus dink. Né? So ons gaan nou meer bewus moet word van wat ek spreek. Maar as ek wil sê wat ons spreek, dit begin hierbo by ons gedagtes. En dan sê dit ook, wat beteken dit om meer soos Jesus te kan wees? Is om op oorgawe God se wil te soek. Ons sien dat Jesus het gesê in Lukas 22, nie my wil nie, maar u wil geskied. Is ons as mens regtig bereid om te sê, Here, nie my wil nie, maar u wil geskied. Baie van ons het planne vir ons lewens, en baie keer as dit nee, dis my planne, dis hoe ek dit wil hê. Maar vra ek, Here, wat wil u hê? Moet ek doen? Wat is u planne vir my lewe? Of soms word ons baie seer gemaak, né? In die wêreld daar buite, daar's so baie wat gebeur. En ons word seer gemaak. En daai oomblik af voel ek, maar ek wil nou wraak neem. Ek moet nou optree, ek moet nou wys, né? Maar as ons Jesus begin dink, dan gaan ons sê, Here, maar ek gaan die saakie ek nou in die hande hoor. Here, nie my wil nie, op die oomblik voel ek jou as mens. En ons voel dat ek gaan nou wraak neem, ek gaan nou sê, ek gaan nou doen. Maar as ek by die punt kom wat ek sê, ek gaan nou toelaat dat die Here, dat ek soos die Here begin dink, dan gaan ek besef nie. Ek gaan die saak in die Here se hande gee en sê, Here, laat u wil hier geskied. Here, beweeg u hier in hierdie omstandighede. En om soos Jesus te dink, beteken ons gaan nie nou meer fokus op ons klagtes nie. Ons fokus nie op ons probleme nie. Ons fokus nie op dit wat verkeerd is nie. Ons sê nie ons gaan miskyk dit wat daar is nie. Maar dit gaan nie ons fokus wees nie. Ons gaan anders begin kyk na ons omstandighede. Ons gaan anders begin dink, ons gaan anders begin doen wat ons word hernuwe. Ons gedagtes word ons nou hernuwe deur Christus Jesus, né? So, as ons byvoorbeeld sê op 'n maandagoggend, jy word wakker. As maandagoggend, jy word wakker, dit reën, is eksamen, jou foon is pap. Onmiddellik as jy ons 'n slegte dag, né? Dis 'n slegte dag, ons sê sommer as 'n blou maandag. Maar as ons nou soos Jesus begin dink, dan kan ek eintlik sê, Here, dankie dat ek vanoggend my oë kon oopmaak. Dankie dat ek kan asemhaal op hierdie maandag. Daai vraestel, ons kan sê, Here, dankie dat ek kan weet, u gaan vir my wysheid gee om die vraestel te kan skryf. Dat reën ons is, die foon is pap, die Here gaan vir ons wysheid gee. Ons kan sê, Here, dankie vir die reën. Want u reën is vir ons seëninge. So hoe ons na 'n situasie gaan begin kyk, gaan ons begin verander. Ons kan nie meer dieselfde nie, want as ons nou heeltyd net na die negatief gaan kyk, dan is dit wat na vore gaan kom, net dit is wat uit ons mond gaan kom. Maar ons gaan sien die situasie, maar ons gaan dit anders begin aanpak. Ons gaan dit met Jesus saamneem, aanpak, né? Amen. Filippense 4 vers 8. Dink alles wat waar, eerbaar, regverdig en rein is. Dit is wat die woord vir ons sê as Christene. Dit is wat ons moet dink. Ons lees hier, dink dit wat sleg is. Dink dit wat negatief is. Dit sê waar, eerbaar, regverdig en rein. So ons kan sê ons gedagtes is amper soos grond, né? Dit wat ons gaan plant, dit is wat gaan uitkom.
Ons gedagtes is soos grond. As ons in die grond, ons het spinasie geplant, ons nou kort hier was. Ek het die spinasie opgekom. Ek het gesien, Suster Lisbeth het gestuur aan, dat al blaartjies deurgekom. Ek het ook al blaartjies gehad. Maar in elk geval, ons het spinasie geplant, zodat spinasie moet daar opkomen. Ons kan die spinasie plant, dat dan gaan nou appels of strawberries of iets anders opkomen. So net so met ons gedagtes. Dat wat ek in my gedagtes plant, dit is wat gaan naar vore kom. So as ek in my gedagtes klagtes gaan plant, wat dink julle gaan naar vore kom? Gaan daar net mooiheid, rustigheid, vrede naar vore kom? Nee. Want ek is besig om klagtes te plant. So daar gaan bitterheid naar vore kom. Daar gaan negativiteit naar vore kom. Maar as ek vir myself sê, ek gaan begin, in my gedagtes gaan ek nou begin plant dankbaarheid. Wat gaan naar vore kom? Mooiheid, dankbaarheid. Daar gaan lof naar vore kom. Want ek is nou dankbaar vir dit wat die Here doen. Ten spyte van wat my omstandighede is, ek kies om dankbaar te wees. So wat gaan naar vore kom? Dankbaarheid, lof. Dit wat mooi is, gaan naar vore kom, né? En ons kan basis dan nog sê dank en lof is amper so sleutels vir elke een van ons tot die teenwoordigheid van God, né? Ons kan sê dat God se teenwoordigheid is amper soos die paleis. By die paleis moet jy ons nog geheer het, soos ons gesê het, die uitnodiging, of ons moes gehad het die wagwoord. Maar vir God se teenwoordigheid het ons die sleutels, want ons het dankbaarheid. Ons het daar die sleutel van lof. Niemand van ons kan sê, maar ek kan nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Dis vir elke een van ons, maar ons moet kies. Hoe gaan ek begin dink? Hoe gaan ek begin spreek? Gaan ek dankbaarheid spreek? En dan die vraag is, vandag aan elke een van ons, wil jy regtig nader aan God beweeg? Wil ons regtig nader aan God beweeg? Of is ons tevrede met die manier hoe ons aankom? Ek kom Sondag kerk toe en ek sing in die kerk en dan gaan ek huis toe en as ek nog fyn en by vandaan dan iemand my kwaad en as ek heeltemal iemand anders en dan gaan ek maar my week so deur. En Sondag as ek weer in die teenwoordigheid. So die vraag is dit hoe ek nog steeds wil aankom? Of gaan ek vandag sê, Here, maar ek gaan help my vernuwe my gedagtes. Want van vandag af kan ek nie net op 'n Sondag so wees nie. Van vandag af wil ek elke dag so leef, want ek wil nader aan U beweeg. Ons het gesê die poorte, dit is met dankbaarheid dat ons gaan hê, en dan ons lof vir intimiteit. Maar as ons nie dankbaar is, dan het ons nie daai lof om hy regte intimiteit met God te hê nie. So ons beweeg nie nader aan God, ons lewe. Een keer het my pa vertel, daar was 'n prediker gewees en hy het gesê, ek dink ek het dit een keer genoem, maar die prediker sê, die jare het gekom en die jare het gegaan en die kind se groei het gaan staan. Die kindjie het so gebly en die mense lag, wat praat die man? Die jare het gekom en jare het gegaan, die kind se groei het gaan staan. En hy sê, julle lag die waar maar dit is julle, sê die prediker. Dis ons as Christene. Die jare het gekom en die jare het gegaan. Ek is elke Sondag hier, maar my groei, my diepte, dit is nie daar waar dit reg. Moet wees, jammer. So die vraag is, wil jy reg naby aan God beweeg wees, vir alle moeilike tye? As u antwoord vandag ja is, begin om dankie te sê. Begin om dankie te sê. Kies om dankie te sê, al voel jy nie so nie. Al voel ek nie so nie, ek gaan dankie sê. Begin jou gebede met lof en nie met klagtes nie. Lees die psalms. Lees die psalms, al is jy in trane. Al voel jy hoe. Ek gaan eerder die psalms lees. Ek gaan dit gebruik om nader aan God te beweeg. Kyk wat jy het en nie wat jy kort nie. Kyk na dit is wat ek het, nie na wat ek kort nie. Want as ek elke keer gaan sê, ek het dit, ek het die curry, ek het die vleisie, ek het, maar sy het dat hoe jy opkom. Jy het 'n broodjie om te eet. Jy is meer bevoorreg as die persoon wat daar buite moet wees. So kom ons hou op kyk na dit wat ons nie het nie. En ons begin kyk na wat het ek. Né? En as ons
ek dink broer Chriswin het die voorbeeld ook gebruik van Paulus en Silas, né? En dit is eintlik 'n baie goeie voorbeeld vir elke een van ons. Want dit sê vir ons in Hebreërs, middernag het hulle geprys, het hulle God geloof en geprys. Waar het hulle self bevind? In die gevangenis. In 'n donker gevangenis, in 'n koue sel. Hulle was in boeie gewees. En hulle kon kies. Hulle kon kies. Hoe gaan ons nou optree? Nee? En hulle het lof en prys het hulle gekies. Hulle kon gil, hulle kon God blameer, hulle kon baie goed sê, maar hulle het op daardie oomblik gekies. Maar ek gaan jubel en ek gaan juig. En vanmôre wil ek vir ons sê, elkeen van ons, dalk voel ons ook soms so. Ons voel ook soms ons is vasgevang in ons eie tronk, né? En is verskillende tronke. Ek dink dit was al baie gespreek hier in die kerk. Dalk van finansies of van emosies of van jou gesin. Maar weet vanmôre dat jou lof jou tronk kan laat bewe. Amen. Weet dat jou lof jou tronk kan laat bewe. Vir Paulus en Silas toe hulle prys onmiddellik het die boeie afgeval. En onmiddellik het ons gesien dat die hekke het oopgegaan, hè. So fisies kon hulle onmiddellik sien. Dalk vir ons, as ons deur 'n moeilike tyd gaan en ons gaan in lof en aanbidding, ons sien nie onmiddellik daai fisiese of 'n natuurlike verandering nie. Ons sien dit dalk onmiddellik, maar daar is wel iets wat verander. Jou posisie voor God verander. Want jy beweeg nou uit daai posisie van vrees en angs en bekommer en jou posisie verander, maar nou is jy in die teenwoordigheid van God. Amen. So van nou af, as ons in 'n moeilike omstandighede is, ons gaan nie plat lê nie, ons gaan nie kla nie, ons gaan nie heeltyd murmureer nie, maar ons gaan eerder na God toe beweeg. Want ons weet op daai oomblik, God is die een wat, by God is alles moontlik. Halleluja. Daar's niks wat by hom onmoontlik is. Maar ons moet tot God ons moet tot God nader. God sê, nader tot my en ek sal tot julle nader. Maar baie keer dan kom ek en dan sê ek, Here, u sê nou hierdie omstandighede en ek kan nou nie. En dan los ek dit dan staan ek op en dan begin ek met klaar. Weet jy, ek kan nie die. Hoe moet God werk? Het ek regtig nou in die teenwoordigheid van God gewees? Het ek toegelaat dat God regtig tot my bedien? So ek het gesê, doen wat Paulus en Silas doen. Maak lof jou reaksie. Sing 'n lied. Lof maak jou tronk bewe. Sê hardop waarvoor jy dankbaar is, al is dit onnatuurlik. Nou vra ons, wat gebeur in die teenwoordigheid van God? Ons weet nou al, ons elkeen kan in die teenwoordigheid kom. Ons weet hoe om in dit te kom. Ons gaan met ons soos Jesus begin dink. Nee? Nou kom ons in die teenwoordigheid van God. Nou as ons nou daar is in die teenwoordigheid van God, wat gebeur nou? In die teenwoordigheid van God vind ons diepe vrede en vreugde, ongeag ons omstandighede. Sonder dat ons omstandighede op daardie oomblik verander het, vind ons dit. Baie keer het ek dit al ervaar. Ek voel so, ek voel bedruk of ek voel, en dan gaan ek in my binnekamer en ek sit die musiek aan en ek luister die musiek en ek praat met God en as ek daar opstaan, nou voel ek soos 'n nuwe mens. My omstandighede is nog presies dieselfde. Maar die verskil is dat God het nou vir my aangeraak. Ek dink seker so 'n maand of 2 gelede lê ek een nag in die bed en skielik kom daar 'n vrees oor my vir iets vir die toekoms. En ek begin vrees en onmiddellik, nou begin daar meer vrees kom, maar ons nou so maklik om gedagtes. Maar dis hoekom ons met hy onderskeiding kan hê, né? En ek dink ek sê hardop, maar Here, ek moes nie vir my 'n gees van vrees gegee nie. So dit wat ek nou hier ervaar, dit is mos nou van die duiwel af. En ek sê, ek bestraf dit nou. Ek sê, duiwel, ek bestraf nou vir jou, want jy ken nie my toekoms nie. My toekoms is in die hande van die Here. En soos die Here wil hê dit moet wees, so sal dit wees. So ek weier die vrees wat nou oor my wil kom. Ek weier die vrees wat nou vir my hier op die oomblik gevange wil neem. Vrees is iets, dit kan vir jou letterlik paralyse. Dit voel, jy weet nie, half van jouself, en ek sê, Here, ek weier dit. En toe ek daardie duiwel bestraf, onmiddellik kry ek 'n kalmte,
wat net die Here vir my kan gee. En ek het daai aan rustig kon ek gaan slaap, sonder om verder te worry en om te wonder. Dit is wat gebeur as ons in teenwoordigheid van God kan kom, né? In sy teenwoordigheid is daar vir ons 'n verandering. Daar's transformasie as ons in die teenwoordigheid van God kom, begin ons verander, want ons begin verskillend te dink. Né? Ons kan nie sê ons as in die teenwoordigheid van God, maar ek is presies dieselfde nie. Wat maak ek dan met dit wat die God in my wil doen, wat maak ek met dit? Benut ek dit nog? Maar die wonderlikste vir my is, in die teenwoordigheid van God, dit is waar ons openbaring en rigting kry. In die teenwoordigheid van God, dit is waar ons rigting kry. Dit is waar ons met God kan praat en hy praat met ons. Soms nie, almal is dit dieselfde nie, né? Soms het al mense gesê, maar ek het al letterlik die Here se stem gehoor. Maar die Here werk op verskillende maniere. Soms praat hy deur sy woord met ons, of die Heilige Gees wat iets hier in ons plaas, né? Maar in sy teenwoordigheid kry ons rigting. Ook keuses wat ons moet maak, besluite of ons toekoms, dit is wat daar in die teenwoordigheid van die Here wat ons daar vind. So wat ek vir julle wil sê is dat Satan, hy gaan alles doen om te keer. Hy sal alles in sy vermoë probeer doen om te keer dat ons vir Jesus begin dink. Die woord sê dat ons sal veg nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte. En as ons as Christene is, moenie dink ons lewe net lekker nie. Die duiwel gaan nie toelaat dat jy in jou roeping inbeweeg nie. Die duiwel wil nie hê dat jy moet weet wie jy is in Christus nie. So hy gaan nou alles doen om te wil keer. Want hoekom? Hy weet as jy soos Jesus begin dink, leef jy in vrede. En hy wil nie vrede vir ons hê nie. Hy wil hê dit moet jy mekaar wees in ons huise. Ons kinders moet hoe wees. Maar ons is nou een voor vir die duiwel, want ons weet nou, ek dink net soos Jesus dink. En my lof en my dankbaarheid gaan vir my daardie deure oopmaak. Soos dit met Paulus en Silas gebeur het, soos daardie boeie afgegaan het, weet ons dat dit is wat vir my gaan gebeur. Hy wil hê ons moet begin dink soos Jesus sê, want dan gaan ons begin stap in ons roeping. Mighty God. En wat ons verder weet is, dat wat ons, in die teenwoordigheid van God is ons vir ons oorwinning. Nou as ons as oorwinnaars begin beweeg, dan is ons eintlik 'n gevaar vir die duiwel se duisternis, sy duister koninkryk. So wat moet hy doen? Jy moet nie daar kom in die teenwoordigheid van God vir jou oorwinning nie. Terwyl jy nie daar is, kan hy maak en doen met jou net wat hy wil. En dan dink ons maar hoe? Dit is wat die duiwel doen. Hy gaan nie vir ons met rus laat nie, maar hy weet, as jy by die plek kom of by die punt kom waar ek sy regtig moet wees, as elke een van ons, dan gaan sy 'n oorwinning begin leef. Of dit nou moeilik gaan, ek is meer as 'n oorwinnaar, my vertroue is in die Here, ek weet in wie ek glo. Ek gaan nie dat my omstandighede vir my onderkry nie. Ek gaan nie dat my omstandighede vir my laat twyfel nie, want my geloof is in die Here. En Psalm 22 vers 3 sê, U troon op die lof van Israel. Dit sê, God bly in lof. Nee? Nou waar God bly, kan Satan nie bly. Hoor jy wat ek sê? Waar God bly, kan Satan nie bly nie. So as ek in lof is, en ek is in teenwoordigheid van God, kan Satan daar bly? Hy gaan probeer, ja. Gaan hy daar bly? Hy gaan nie daar bly nie. Hy gaan nie kan konnes maak hier in my gedagtes nie. Hy gaan probeer, maar hy gaan dit nie reg kry nie, want ek dink soos Jesus dink. Ek gaan afsluit my slot. Maar voor ek die slot vir julle gee, wil ek net weer herhaal. God se teenwoordigheid is vir ons oorwinning. Glory to God. En jy word 'n gevaar vir sy duister koninkryk. Oh yes. Kom ons word 'n gevaar vir die duiwel se duister koninkryk. Kom ons laat nie toe dat die duiwel alles net. Ek dink gisteraand,
veronderstel elke een van ons het regtig daardie poort deurgegaan. Daardie voorhoewe, ons is nou in die intimiteit, in die teenwoordigheid van God. Ons laat nou toe dat God vir ons rigting gee. Ons laat toe dat God vir ons lei in alles. Nie net in sekere goed nie, in alles. By ons werk, by ons skool, by ons huis, by elke omstandighede. My kinders sê altyd, sy sê soms, jene maar met so'n geneigdheid, alles gaan altyd terug na die Bybel. Toe, maar dit is hoe het moet wees. Ons kan niks sonder dit doen. Die Bybel is vir ons een rigtingwyser. As jy so, jene my ma is baie oulik, sy weet net hoe. Maar dit is net hoe het is. So, die Bybel is ons rigtingwyser. Ons Jesus te dink, dit is wat vir ons gaan help. Nee? Nou, so dink net in, as elke een van ons, as ons nou hier sit, as ons nou die plek bereik het, waartoe is ons nie in staat as 'n gemeente nie? Waartoe is jy nie in staat as persoon by jou werk, by jou skool, of jy as 'n gesin? Ons klaar, kyk hoe lekker die buite, kyk ons die jong mense, kyk dat ons klaar. Maar ons is die antwoord. Ons is die oorwinning. Yes. Maar wat doen ons? Ek het kom besef, Here, U moet vir my help, daar's baie wat ek nog meer moet doen. Om regtig in die teenwoordigheid, die diepe teenwoordigheid wat ek regtig sê, nou is ek in oorwinning. So ten slot, as ons dink 'n huis wat nou vol rook is, nee, nou kos gemaak en die kos brand nie, die hele huis is nou vol rook. Ek weet nie of jy dat jy by julle nie. As net by ons het dit gebeur. Nee, maar die pot is op die ek weet nie. Soms het vergeet mense die pot is aan of sy is in die kombuis, maar sy besef as ek eers weer kyk, as sien sy hier. Maar nou is daar rook, nee, wat doen ons heel eerstes? Bly ons maar net so. Wat doen ons? Ons sê vir die kinders, maak op die deure, maak op die vensters, of as het ergens dan beweeg ons uit. Nee? Want dit is vir ons nou ongemaklik om daar te wees. So as ons begin klaar, dan skep ons 'n atmosfeer wat vir God 'n ongemaklikheid maak. As ons begin ondankbaar is, dan skep ons so 'n atmosfeer vir God, waar hy voel ongemaklik, né? Waarin net ek begin lof, en ek begin prys, en ek leef in dankbaarheid, as dit amper soos hy vars lug. En dit is wat vir God dan aantrek. So ek wil vir julle moeder, kom ons dink 'n bietjie as ek môre of wanneer praat, dit wat ek nou doen, wat 'n tipe atmosfeer skep ek? As ek nou besig om vir God of die Heilige Gees ongemaklik te maak, of as ek besig om dit aan te trek? En niemand van ons word daarvan ooit verstel nie. Nee? Niemand kan sê, nie maar ek is mos maar net ek. Nee, jy's 'n kind van God. Jy moet volgens die woord van God leef. Ek kan nie my eie reëls maak nie. Ek sê altyd vir die span, as by die rugby, daar's reëls. Daar moet soveel spanne, en hoeveel op 'n span? Op die veld? 15 op die veld, nee? So as ek en Kenwin 'n span het, ek kan nie sê 15, dan besluit Kenwin 17 nie. Dat gaan ons nou nie orde, gaan nie orde wees nie. Of, kan ek maar 'n voorbeeld gee? Nee. Of as jy nou rugby speel, waar moet die 3 gedruk word? Voor die lyn of agter die lyn? Okay. En as jy nou skop, kan jy sommer langs die paal verby skop en dis 'n punt. Nee, daar moet orde wees, né? Daar moet rigting wees. En net so met ons lewe. Ons moet daardie rigting hê, daardie orde. Ons kan nie net, dit gaan nie mekaar raak by ons, né? Amen. So ek wil afsluit en sê, maak die keuse om soos Christus te leef. Maak die keuse om dankbaar te wees. En dan gaan jy sien God se hand, en jy gaan sy teenwoordigheid ervaar, en jy gaan uitstap in oorwinning. Wonderful. En my hartsbegeerte is vanoggend, dat elkeen van ons in oorwinning gaan begin stap. Dat ons nie gaan stap met negativiteit nie. Dat ons nie gaan net onderbly nie en net klaar nie, maar ons stap uit in oorwinning uit. En as ons elkeen dit aanneem, dan as elkeen van ons dit gaan doen, om in oorwinning uit te stap, dan gaan ons daar die verskil sien.
Amen. Ek hoop dit is wat julle wil hê in u lewe. Oorwinning. Duiwel genoeg is genoeg, ons laat nou agter hier, né? Ons gedagtes is nou gehernuwe. Ons gaan nie nou weer toelaat dat die duiwel vir ons aanval en dan bly ons lê nie, ons staan op. Ons is meer as oorwinnaars. Amen. Julle kan staan.